The Fear of Man, Fear of God is 'n titel wat so van Februarie af, toe het ek die pad met dit begin stap en toe die Here dit op my hart gelê dat ek iets vir ons moet voorberei. So ek het hierdie afgelope 2 weke bietjie daarna gaan kyk. En die vraag wat ons vir onsself moet vra is, en dis 'n moeilike vraag. Ek dink dis 'n vraag wat jy een keer vir jouself gaan vra en dan gaan jy dit nooit weer vra nie. Ek wil jou uitnooi om dit vir jouself aanhoudend te vra. Elke situasie weer word. Dat ek jou help. Hy's bietjie hoog en bietjie droef. Dis okay. Die vraag wat jy moet vra is do I have a fear of man or do I have a fear of God? Dis 'n sekonding. Dis 'n minuut ding. Dis 'n uur ding. Dis nie 'n ding wat jy gaan doen en dit gaan net jy gaan jouself eendag antwoord nie. As ek nou begin het om hierdie pad te stap, beland ek die hele tyd in situasies waar baie vinnig, hulle noem dit die robottegniek, rooi lig, stop. Geel lig is die lig van God. Hy is die waarheid, hy is die woord, Johannes 1:1. Gaan terug woord toe, gaan gespels met hom. Sê Here, hoe voel u oor hierdie situasie? Wat dink u van hierdie situasie? Vat wat God sê en gaan dan vergroei. So, die vraag wat ek julle wil vra en vir myself ook vra, hier is nie ek praat met julle nie, ek praat met ons, is wie vrees ek? Who am I fearing? Nou my werk elke dag is om met mense te werk wat sukkel met angs en paniek en stres en vrees. Want ons vrees situasies, nie included. Ons vergeet dat hy Jehovah Rapha is, die God wat genees. Ons vergeet hy is Jehovah Jireh, God wat voorsien. Ons vergeet 1 Petrus 2:9, I'm royal, I'm holy, I'm chosen. Dan worry ek oor wat daai persoon van my dink. In plaas daarvan om te weet wat dink God van my. So ons word elke dag met hierdie situasie gekonfronteer. Elke sekond, elke minuut, elke uur. Die vraag is weer, leef ek om God tevrede te hou? Of leef ek soos 'n verkleermannetjie op 'n smartieboksie om mense tevrede te hou? Romeine 8:14. Those that be led by the Holy Spirit will be called sons of God. Will I live to please people? Nou julle kan gaan kyk Galasiërs 1:10. Am I now seeking the approval of man or am I seeking the approval of God? Dis 'n vraag wat ons elke dag vir myself kan antwoord. En ons is so gekondisioneer om eintlik te probeer om mense tevrede te hou. Van die dag wat jy gebore is, moet jy vir jou ma en pa luister. Boetie of sussie is lelik met jou as jy nie vir hulle luister nie. Juffrou nie van jou as jy nie van hulle. So dis 'n konstante patroon wat deur die wêreld gevestig word om mense tevrede te hou. Alle mense op aarde het ergens in jou lewe het jy gesukkel met verwerping. Want die vyand gebruik verwerping by alle mense. Niemand het nie 'n storie om te vertel oor verwerping nie. En ons gaan jou brein gaan jy met herprogrammeer en vir jouself sê, maar God sê, ek het jou geken, Jeremia 1:5, ek het jou geken nog voordat jy in jou moeder skoot gevorm is. So God het sê, ek stuur jou aarde toe. Ek bring jou vir die nasies. Ek gee vir jou daai ma en pa. Ek gee vir jou daai boeties en sissies. Ek gee vir jou daai vrou of man. Ek gee vir jou daai juffrou. Hoekom? Sodat ek 'n verskil kan maak in daai persoon se lewe. Hoekom? Because I've got a fear of man. Nee, fear of God. Want ek het ontzag vir God. Here, hoekom is ek in hierdie situasie vandag? Wat wil u moet ek in hierdie situasie doen? But what will people think? Wat gaan die mense sê? Ons is geleer om so te dink. Waar gaan hulle my aanvaar? Gaan hulle my verwerp? Gaan hulle my kritiseer? Will they still love me if I stand for the truth? Daai goeders moet ons op 'n punt kom wat ons sê ek gee nie meer om nie. Dis 'n pad wat ons moet loop. Ons gaan daai net reg kry wanneer jy weet you are royal, holy, chosen. Wanneer jy weet dat jy doen wat God vir jou sê om te doen. Dan gaan almal nie van jou hou nie. It's a given.
So ek moet daar kom wat ek sê. Ek gee nie om of julle my aanvaar nie. Ek gee nie meer om of julle my verwerp nie. Ek gee nie om as julle my kritiseer nie. Ek gee nie om as julle my nie meer liefhet nie. Want ek het Hooglied 1 vers 15, Dove's Eyes, Single Vision, ek gaan doen wat God vir my sê om te doen. I will obey God rather than man. Hierdie is 'n rowwe topic. Lorenzo, ek wil net gesê, ek is baie trots op Zanre, want, Wat vat net die baie? Dis net die video dinges. okay, so, ek is baie trots op Zanre, want hy het presies hierdie week het hy gesê, hy het iets gedoen en hy het gesê, mamma, dis fear of God en nie fear of man nie. Nou wat gebeur het op sy, die game wat hy speel, het van sy vriende begin om demoniese karakters, wat hulle noem miskien in die game, aan te trek. En toe Zanru gegaan en hy het 'n boodskap uitgestuur en hy het gesê, hierdie is op niemand spesifiek gemik nie. Maar as julle deel van my groep wil wees, dan gaan ek vra dat julle daai skien moet afhaal, want anderste gaan dit nie vir my werk nie. En hy het spesifiek gesê, het maak nie saak of jy my vriend is of nie my vriend is nie, ek gaan vir jou uitgooi as jy daai ding bly dra. En hy het nou, en hy het 'n vriend verloor as gevolg daarvan, en die vriend is nou besig om baie lelik agter Zanru se rug te praat, en so, maar Zanru het net gesê van, hy het gesê, weet jy wat, jy staan vir wat, hierdie is waarvoor ek staan, en as jy nie wil luister nie, dan is ek bereid om van jou vriendskap af te sien terwille van God. Ek dink ook die belangrikste ding is wat ek net ook wil sê is if I'm Is nie aan nie. Sit hom net aan my liefde. dis net ook 'n baie belangrike ding. Ek bedoel, if I am to sacrifice a friendship to save a soul, dan sal ek so doen in 'n hartblink. Ja, ek dink wat daai keer gebeur, Zanru is so 'n persoon, Ek sal aangaan. so 'n persoon sal later, God gaan met hom werk, en hy kom terug na jou toe. Jy weet dan nie ook eintlik die ironie is van alles, van met fear of man en fear of God. Ek gaan nie sê dit gaan altyd so wees nie, maar hoe minder jy mense probeer impress en meer na God kyk, hoe meer gaan daai mense impress met jou wees. Hulle gaan dadelik net op 'n ander manier na mense kyk. Mense begin 'n ontzag vir God in jou kry. Seun, het jy daai boodskap hierso by jou? So, fear of man makes the opinion of people more important than the voice of God. En dis roef. Spreuke 29 vers 25, the fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. Amen. En as jy gaan, dit is asof dit is 'n proses van groei, dit is amper soos 'n sneeubal. Jy begin dit reg kry en dan word dit al groter. Jy kry dit meer reg en dit raak maar makliker. So the Lord, what do you want me to do? So like the fear of God, what does God say? Dis wat ons moet uitkom. Wat wil hy hê? Lord, what do you want? How can I honor you, God? How can I obey you, Lord? En hy is 'n gentle God. Hy sal heeltyd vir ons bietjies boodskappe stuur. Ek onthou die tyd toe ons die ouer huis beskoop en Absak, God sê vir my koop hom en ek is so bekommerd en ek weet nie of ek dit regte ding doen nie en dit is so 'n klomp geld en dis 'n groot step in faith. En ek sien eendag my kantoor so baie klein veertjie lê. Ek dink is daai veertjies wat binne in hierdie baadjies inkom. En ek dink en God begin met my in die vorm van vere praat. En die dae wat ek baie seker was, Here, hoor ek u stem reg? Is dit reg van u af? Kom dit want my goed loop ons maar skeef ook. Kom dit reg van u af? Het ek dit dalk verkeerd gehoor nie? Dit eendag het my kat sommer vir my vol gevang en die hele huis was vol van vere. So baie keer gebruik God baie klein goedjies om hom, ja, so mens moet net daai verhouding. Hy sal kom, hy sal vir jou sê.
Hy sê ook baie keer to counsel the wise, God gebruik ook godvreesende mense. Ek sê altyd, God skinder nooit by mense van jou nie. God gaan eers met jou praat. Dis daai persoonlike verhouding, maar mense sal kom en vir jou kom bevestig. En die persoon wat bevestig, dit sal in jou gees val. Jy sal soos, ja, ek weet dit. Maar dan sal mense partykeer vir jou goed kom sê en dit gel nie met jou nie. Dan sê jy, Here, ek weet nie of hierdie van U af is nie. Ek sit dit op die rak. As dit van U af is, sal U my daaraan herinner. As dit nie van U af is nie, gaan ek dit net weggooi. Ek gaan dit net nie entertain nie. So teach me your ways, Lord, that I will walk in your truth. Die waarheid. Wat is waarheid? Die woord is waarheid. Julle weet dit, van Genesis 1, vers 1, tot die laaste hoofstuk in Openbaring, gaan alles oor Jesus. As jy die Ou Testament gaan kyk, the types and shadows, Jesus word weggesteek in die Ou Testament, Jesus word openbaar gemaak in die Nuwe Testament. So dit gaan oor die woord, en die woord is waarheid. So daar's natuurlik 'n dangerous snare, the fear of man lays a snare, but whoever trust in the Lord is safe. Daai snare, dit vir ons gaan kyk, is 'n trap of 'n catch. So met ander woorde, die waarheid en 'n leuen is so naby aan mekaar. Want anders sou jy geweet dit is 'n leuen. En daarom moet jy Filippense 4 vers 6 en 7, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou die wag hou in Christus Jesus ons Here. So as jy nie vrede het nie, is dit 'n wag of 'n nee, dis nie 'n ja nie. Wag op vrede, wag op die woord van God, wag op bevestigings. The fear of people can control us. It silences us. It traps us. Causes us to compromise. Ek het al gecompromise. Ek wil vir julle sê, ek het al daai toetse gedoen. Niemand van ons is heilig nie. Die vyand gebruik het, but trust in the Lord brings safety and freedom. So Here, ek vertrou U. En dis hoekom ons daai enkel visie moet hê van Spreuke 1 vers 15, duif oë, single vision. Natuurlik, hoe gaan ons dit makliker regkry wanneer ons identiteit in God is? Your identity comes from God. En dis hoekom ons belangrik is om te weet, I'm a child of the Most High God. Dit moet jy weet. Ek is 'n kind van God. Jesus is my bruidegom. Die Gees van God is in my. Die duif kom sit op my, omdat Jesus in my is. Daar's 'n kroon op my kop. En dit is so mooi. Wie van julle het 'n kroon op jou hare? Daar waar jy hom net nie kan toegekam kry nie. Myne is nou bles. Dat is 'n goeie kroon, hy's lekker groot. Daai kroontjie in jou hare is amper vir my profeties van daar's 'n kroon op jou kop, jy kan hom nie afkry nie. Moet dan sê Hulle kan jou kop kaal skeer, daai kroontjie gaan daar bly. So onthou, ons moet net onthou wie ons is. As ons onthou wie ons is, gaan dit vir ons makliker wees to have a fear for God and not a fear for man. Because your value does not come from people. Leo Pascal het dink ek gesê, why do you use my lifetime to try and prove who you are? It's already hard enough just for me to be me. So, hoekom wil ons heeltyd iemand anders verander? Of hoekom wil julle my verander om te wees wie jy nie is nie of wil wees? En hierdie is nie 'n quick fix ding, ons almal sukkel daarmee. So ek staan nie hier en ek sê ek kry ons reg nie. Ek leer dit vir ons. Your worth does not come from applause. Ek dink het ek 'n vrouekamp gehad in Multino in die Oos-Kaap. En Here sê vir my, ek gaan vir jou leer om nie te fokus op die terugvoering van mense nie. Dag, ag, dis nie moeilik nie. Daai naweek na, ek wil net hoor, hoe was dit? En ek kry net geen terugvoer nie. God sê vir my, ek gaan nie vir jou terugvergee nie. Want dan begin jy met 'n fear of man, not a fear of God. Jy het gedoen wat God vir jou gesê het om te doen. Maar ons is mens, ons wil partykeer net het dit daarom of vir iemand iets beteken. So hier is 'n baie lang pad wat 'n mens stap. Want 'n mens wil soos hoorie, maar het jy daarvan gehou? Was dit nou lekker? Wat het dan iets vir jou beteken? Nee, Lorenzo, jy het gefokus om God tevrede te hou. Daar gaan mense wees wat nie happy was nie, want jy het goed gesê wat hulle nie wou hoor nie. Okay, sorry Here. Hoor julle die journey? Your identity does not come from acceptance of people. Dit kom van God af.
Your value comes from God. Your purpose comes from God. Your calling comes from God. David het droog gemaak. Ek kyk nou the series of David. House of David, dankie. Weet jy, jammer vir jou, maak nie saak wat jy aanvang en nie aanvang nie, en waar jy loop nie. As jy gesalf is tot koning, gaan jy koning word. Sorry. Jy gaan maar met sorry sê as jy op droog gemaak het op. Koning gaan jy word. Keuses. As jy gaan kyk na Deborah, Rigters 4. Deborah het gesê, ek kies om gehoorsaam te wees. Sy het geheers vir 40 jaar. En daar was 40 jaar vrede in daai land omdat sy gehoorsaam was en wat God vir haar gesê het om te doen. God seën gehoorsaamheid. For we are his workmanship, created in Jesus Christ for good works. Doen net wat jy moet doen. Gaan net waar jy moet gaan. Wees net waar jy moet wees. Ek klink nou eintlik soos Jona. Ons was nou daai naweek in Veldrif gewees. Die burgemeester se raadslid gee vir ons R21,000 'n jaar vir die opheffing van vrouens in Veldrif. In die stadsaal. En die stadsaal. En hulle gee vir vorms om in te vul om in al die stadstale in die land te mag bedien. God gaan vooruit. God doen dit vir ons. Jona moet net Nineve toe gaan. Jona sal gaan, as hy moet. Die datum sal kom. Maar hierdie is my try. Ons sal saamkom. Dankie. That sounds better. So jy kan ek lang saam. Nou is 'n goeie tyd om te confess. bely, ja. Die Vrydag. Dis nou my man gaan nou baie van ons ek dit met julle deel. Die Vrydag was ek mensmoeilik. Want my sussie is in die Kaap, Elsje is in die Kaap. Ek wil net met my familie kuier. Dene wil net Veldrif toe gaan. Ek wil nou gaan nie. Ek wil nou op by, maar ek kan so stil kwaad raak. Klim net in die kar, ons ry nou. Ek wil my sussie kuier. Ek wil sien haar min. Ek wil saam met my kind kuier. Ek sien hulle min. Dene wil net Sê nou Veldrif. net vir hulle jy het 'n afspraak die Saterdag Maar stop net die video. Nee, om na die stadsaal te gaan kyk. Ek het net die Saterdag En die afspraak om na die stadsaal en die vrouens by te die moet. Nie die kamper, ja. Vrydag nie, die Vrydag gaan Lara aankom. Maar ja, so het ek nou vir Johan ontmoet, die veearts, nie veearts, apteker. Naby. En ja, goed, hy sit met geld wat ons moet gebruik om die vrouens op te rig in Veldrif. So goed is groot. Hierdie is baie moeilik vir my gewees. Ek het 0/10 vir hom gekry. Ek bestaan in my lewe. Stop trying to keep everyone happy. Ek wil ek maar nou nog daarmee. Maar het is my baie belangrik dat mense nie moet voel hulle is nie belangrik nie. Maar ek kry dit nie reg nie. Ek werk aan. So you say yes when you want to say no. Ek sê altyd boundaries in my lewe gered. Want dit het my genesingspad begin doen van om te begin nee sê. Dis nie so maklik nie. You remain silent because you fear criticism. Ek dink julle van julle ook julle hande kan opsteek nie. You compromise to avoid rejection. You become exhausted trying to meet everyone's expectations. Dis is 0/10 vir my gewees. Ek werk aan hom. En ek gaan met julle eerlik wees, ek het nog nie arrive nie. Ek het nog nie kry nog alles reg nie. Ek's lief vir mense. Mense is my belangrik. So maar ek moet leer om nie verantwoordelikheid te vat vir hoe iemand anders dink of voel nie. So you're never called to please everyone. We are just called to please God. So ek dink ons moet nou maar net vir mekaar vanoggend sien. Nie is party van julle wat hier sit en sê, "Jy kan nie verstaan hoekom vir jou probleme is nie." Ek het glad nie daai probleem nie. Great vir jou, jy het dan 'n ander probleem. Live to honor God, not to gain the approval of man. Here help my. Delight yourself in the Lord. Dis maklik. Of skies, dis vir my, to delight myself in the Lord, is vir my moeilik nie. Maar dis wanneer ander mense bykom word vir my moeilik. Dis kom net ek wat bely. Dit is nou Psalm 37 vers 5 tot 6. Commit your way to the Lord, trusting him and he will do this. Here, wat wil jy doen? Hoe wil jy moet ons maak? Waar moet ek gaan? Wanneer moet ek gaan? Hoe moet ek gaan? Wat se klere moet ek gaan? Jy weet dat jou klere wat jy vandag aangetrek het, beteken iets. Groen is nuwe begin. Blou is vervul met die Heilige Gees. Pink is genesing. Donkerblou is stap in autoriteit. As jy bruin aangetrek het, sê Here, ek is bereid om klei in die hande te word. Lead me, I will follow. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Here, ek moet net op U gefokus bly. Ek moet net
En baie keer gaan God vir jou sê om goed te doen wat nie vir jou gaan sin maak nie. En hy gaan vir jou sê, vertrou my. Ek het dit vir julle vertel, toe ek in die Parel was, en hy sê, gaan nagmaaltafel toe. Maak hierdie kruit, maak net hierdie kraffietjie vol water. Toe ek daai kraffietjie in daai kruik gooi, toe hardloop hy water vir 'n halfuur. Die ingenieurs, my brein was gebreek. En God gooi sy lewende water oor die vrouens uit, en hy water hardloop vir 'n halfuur aan een. Ek dink, Here, ek het so kraffie by my by die kantoor. Hierdie kraffie kan nie, hier is hier 'n pyp wat ek nie sien nie. Is die laagies binne in hierdie, is laagies binne in hierdie ding. That's how God. Ek moes net, en ons het nog die vuil water, wat ons mos nou die nagmaals verspoel, wat ek gebruik het, en ek wil vir hulle sê, nee, julle kan nie die water drink nie, dis vuil. Wat is dit lankal nie met daai water nie, maar hoor jy my mensbrein? My mensbrein wil dit mensbrein uitwerk. En God kom en sê, seker goed, wat ek doen, gaan julle nie met julle mensbrein kan uitwerk nie. Na die tyd vra ek vir vriend, hoor jy was daar. Sê net gou vir my, het ek gedroom, of was dit regtig so, het die water regtig, julle ons maatjie Fransis maatjie. Sy sê sy het gegaan en dan drink sy daai water en dit hou nie op nie. Sy het soos gedrink en gedrink en gedrink. So ja, when you delight yourself in the Lord, en jy is gehoorsaam aan wat God vir jou sê, gaan hy die wonderwerke doen. En weet jy wat, môre is jy net weer die donkie. Jy het regtig net vir Jesus ingebring. So moenie dink nou is jy wonderlik nie. Glad nie. Ons is net donkies. Ek is nou nog verbaas oor wat God gedoen het. Ek weet ek kan dit nie doen nie. Maar God blesses obedience. En hy verwag van jou om goed te doen wat buite jou brein is. Dit is buite jou brein. Ek weet nie hoekom ek hierdie vandag op betamer nie. Maar ek dink nou weer aan die ouer. In COVID tyd sê God vir my, Google 'n 10 slaapkamer, 10 badkamer huis. Julle ken die storie. Absa kom terug, R1 miljoen deposito. Ek sê ek het nie R1 miljoen nie. Okay, 600,000 deposito. Ek het nie 600 nie. Okay, 0% deposito. Ek het dit. Hoor julle hoe God net voorsien? Doen net wat jy moet doen. He will do the rest. En so kan ek baie stories vertel. Whose approval are you seeking? Weer eens, God or people? Am I now seeking the approval of man? Galasiërs 1:10. Daai vers het God eintlik al 'n baie lang pad met my gestap. Maar dis asof hy in sulke graad 1, 2, 3, 4, 5 laagies gaan. As ek dink aan Saterdag mense gaan op 9. Wat gesê het, ek gaan nie voor die beelde buig nie. En is dit Daniël 1 of 2. Al red God my nie. Wanneer het hulle God beleef? Voor die 4 of binne die 4? Die wonderwerke gebeur baie keer eers binne die 4. Dis nie maklik nie. Daar's tye in my lewe wat ek eers, ek onthou toe Elsje baba was, en haar hartklop gaan na 'n tachykard en hy gaan vibreer op 300. Dis sê God, dis nou die tyd om in die ICU my te loof en te prys, en groot te maak, vir 3 ure, en skrif te gebruik. Binne die 4, en God stabiliseer haar hartklop na normaal, na 2,5 ure. Sonder dat hulle moes skop met die masjiene. So mense loop 'n pad rondom die goed. Ons het elkeen 'n storie om te vertel. Your calling is not to make everyone happy. En ons sukkel met dit. You were not called to live for the applause of people. En ons wil. Ons wil. En nou gaan ek op tone trap. In die wêreld. Die wêreld se oë van 'n suksesvolle kerk is waar daar baie mense is. Dis my George Barna het navorsing gedoen in Amerika en gesê, mense groei geestelik meer intiem en sterker in kleiner kerkies. Body, you need the body. Wat hy ook gesê het, maar dis vinnig, is een lyntjie. Hy het gesê, bevind dat die kleiner die kerkie is, hoe meer kragtig is die kerkie. Hoe meer kragtig funksioneer hy as hulle kom. Omdat mense in hulle calling begin ingaan, ja. En ja, ek dink ook maar dis ook nie 'n lekker ding vir mense om te hoor wat in hierdie groot kerke is nie, maar dit is ook net klein en simpel. Dis die realiteit van hoe God werk. Bro, in hierdie kleiner groepe gaan die geestelike groei net soveel meer wees. Dit is ek sê nie jy kan nie
divine message van God af kry in 'n kerk met 700 mense nie, maar God is oral, maar ek dink net, hulle noem dit die risky shift. Die risky shift is daar, waar as jy maak kan skuif die son wat in ons gesig is, sit daar 'n bietjie verder. Sit daar. Ek sal afhou. Die risky shift beteken, as jy op 'n motorongeluk afkom, en jy's eerste, gaan jy help. As jy op 'n motorongeluk afkom, en daar's 'n klare klomp ander mense, gaan jy nie help nie. So dit gaan oor verantwoordelikheid. So, hoe kleiner die groep is, hoe groter verantwoordelikheid van mense, om mekaar om te gee en te ry. Daar's meer beheer. So dis hoekom in groter kerke hulle die selgroep beginsel het, om juist daai probleem te ondervang. You were not called to compromise your faith, but to gain acceptance. You were called to fear, not to fear rejection. Want jy kan nie in Christus verwerp word nie. Dis 'n brein herstel wat moet plaasvind. Romeine 12 vers 2. Jy moet die gees van God toelaat. Efesiërs 4 vers 23. Jy moet die gees van God toelaat om jou manier van dink te kom verander, sodat jy kan anders begin optree. So jy gaan moet sê, Heilige Gees, herinner my, ek doen wat U vir my sê om te doen. Ek gaan nie meer doen wat mense van my verwag om te doen, tensy dit iets is wat U ook wil hê ek moet doen. Okay? So, you seek God's approval, obey God's voice, and live for God's glory. So wat is ons calling? Ons calling is to be faithful to God. 'n goeie voorbeeld van dit is Saul. Fear people. Saul het mense gevrees. En dit het tot sy oorgang gelei. I have sinned because I feared the people and obeyed their voices. Dit lei tot ondergang. Saul het geweet wat was God se opdrag, maar hy het vir mense geluister. En wat doen ons as ons, almal van ons, ek het dit al gedoen, wanneer ons vir mense luister, begin ons compromise. So Here, het ek gecompromise? Have you remained silent because you feared people? Toe God vir jou gesê het, praat. Have you disobeyed God because you feared rejection? Have you compromised because you wanted acceptance? En hierdie is, ek maak vir julle goed oop, waar jy, ek wil vir jou chappie gee en sê, vat hierdie woord en gaan kom soos 'n chappie en begin journey met hom, met die Here. En sê, Here, waar is ek besig? Wat ek ook geleer het is, ons is baie keer so besig om mense te red, dat jy hulle eintlik keer om by God uit te kom. Maak dit sin? Jy laat mense toe om verkeerde goeders te doen, ons enable mense. En wanneer jy mense enable, met ander woorde, ek versterk jou verkeerde gedrag, dan veroorsaak dit dat daai persoon nooit na God toe gaan om gered te word. So ons staan baie keer in die pad van die redding van iemand anders. Kom by die pad uit. As God nie vir jou opdrag gegee het om 'n pad met iemand te stap nie, moet jy die pad uitkom. Want ekskuus vir die woord, maar baie keer moet mense eers hulle gat sien voor God sien. En jy keer dat hulle nie hulle gatte sien nie. Dis hard, maar waar. So die vraag wat ons vir mekaar moet vra is, whose voice are we obeying? What does it mean to fear God? Die woord in Afrikaans vir my so mooi, dis 'n heilige ontzag wat ons vir God moet hê. Ons vergeet wie God is. Ons weet nie wie God is nie. Ons het nie 'n idee wie hy is nie. Ja, hy is liefdevol. Ja, hy is genade. Maar hy is 'n almagtige, algenoegsame, alomteenwoordige God. El Shaddai, Adonai, ons meester. Maar ons Mickey Mouse. Daar's party, dis vir my mooi by kerke, waar daar nog 'n heilige ontzag binne 'n kerk vir God is. Ons kan nie net dink, hy is net my vriend nie. Hy is ons vriend. Dis waar, maar ons kan nie die baba in die badwater uitgooi nie. Hy is altyd met God. Ek bedoel, as die ouderlinge met hulle korone in die teenwoordigheid van God ingaan en op hulle aangesig
voor God gaan lê en sê, holy, holy, holy. As die engele kom en sê, holy, 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 dan gaan ons ook moet begin om 'n ontzag vir God te hê. Daar's 'n baie fyn lyn tussen 'n persoonlike verhouding met God en ontzag vir wie hy is. En daai twee kan ons nie die een is nie sonder die ander ene nie. The fear of the Lord is actually the beginning of wisdom. Ek kan dit nie bekostig om ongehoorsaam te wees aan dit wat God vir my sê om te doen nie. Ek kan dit nie bekostig nie. En hy praat met jou en hy sê vir jou, hou op met dit. Stop hierdie goed. Moenie met hierdie goed aangaan nie. Hoekom luister ons nie? Jy self hou jou weg van die blessings wat God vir jou instoor het. God blesses obedience. Los die goed wat jy moet los. En beweeg en doen wat jy moet doen. Ontzag vir God. Ons moet 'n oë hê vir wie God is. Nee, ek is nou eers nog hier so besig. Nee, jy is nie nou hier so besig nie. Jy moet nou hier besig begin raak. Want jy mis uit op die blessings wat God vir jou instoor het. Ons moet respek hê vir God. We have to honor him. We have to obey him. Hoekom? Because God's sitting on his throne. Paulus het gesê in 1 Korintiërs 14, daar moet orde in die gemeente wees. Hoekom? Want ons moet respek en ontzag vir God hê. Because God is sitting on his throne. Terwyl hy nou op sy troon sit, is die engele besig om te sê, holy, holy, holy. Wie is ons om te dink, ons kan net speel met hom? Hy is nie 'n God met wie ons kan speel nie. He sits on the throne. He wants to sit on the throne of your heart. Here, kom sit op my hart. Kom wees my Alpha en Omega. Kom wees my begin en einde. Kom wees my opstanding. Om die woord van die dag elke dag uit te gee, is effort. But I love God more than I love myself. Ek gee nie om dit te doen nie. Want dis 'n dissipline wat God my help om in sy woord te bly en sy woord te eet en sy woord vir julle te gee. Dis net 'n voorbeeld. Doen wat God vir jou sê om te doen. But because the fear of man puts people on the throne. The fear of God puts God on the throne. Wie is in jou lewe op die troon? Who has the greatest influence over your life? But as for me and my house, het Joshua gesê, we will serve the Lord. Is jy as persoon besig om in alles wat jy doen, the Lord te serve? Of is jy soos 'n verkleermannetjie op 'n smartie boksie, om almal te serve rondom jou en so hier en daar is God ook een vir die klere? Because the fear of God brings freedom. Freedom in Christ. The fear of man produces bondage. The fear of God produces freedom. God het gekom sodat ons in vrede kan leef. Kies ons dit. Of kies ons om in bondage te leef because of the fear of man. When you fear God above all people, you will speak the truth with love. You can obey God, you can stand firm, and you can walk in freedom. Die vers is in Johannes 4 vers 18. Hierdie is my so 'n belangrike vers. Ek gebruik hom so baie. As jy weet wie God is, dan gaan jy nie bang wees nie. As jy gaan weet dat God jou volmaak liefhet, dan gaan jy nie vrees hê nie. Want as jy vrees het, dan besef jy in jou gees, siel en liggaam nie hoe lief God jou het. So nou kan jy bid, sê Here, bring my liggaam in lyn met my siel, in lyn met my geesmens, dat my geesmens
vir my siel en liggaamsmens kom leer, dat God my volmaak lief het. En omdat God my volmaak lief het, het ek nie nodig om enigiets te vrees nie. Want as jy gaan kyk na die mense wat vir ons voordeel was dit Abraham. Abraham moes vir Isak gevat het. Hy moes hom op die altaar gaan plaas het. That's a fear for God, not for a fearful man. Want ek wonder wat het sy vrou gesê toe hy hom gevat het. Ek wonder wat het sy slaaf gesê toe hy sy kind op die altaar gaan plaas het. Baie goeie voorbeeld is Esther. Esther het nie geweet of die koning haar gaan doodmaak as sy vir die koning gaan verskyn nie. Esther 4 vers 14. Dis 'n tyd soos hierdie wat ek vir jou gaan sê dat jy moet opstaan en doen wat God vir jou sê om te doen. Want anders sal redding vir die volk van 'n ander plek afkom. So wat gaan jy doen, Esther? Gaan jy opstaan en doen? Of gaan jy net sit? Daniel het eers begin besef wie God is binne in die leeukuil. Nie buite die leeukuil nie. Hy was binne in die leeukuil. Dis hoekom Kalietjie ook vir hulle gespeel het vanoggend. Ek gaan nie voor hierdie beelde buig nie. Ek gaan nie doen wat almal doen nie. Ek gaan doen wat God van my verwag om te doen. En al gooi hulle my in 'n leeukuil en al vreet die leeu's my op, gaan nie voor hierdie beelde buig nie. Gaan nie fokus op die opinie van mense nie. Daniel het eers besef wie God is toe hy binne die leeukuil was. Job. Kyk, Job het nou 'n paar pelle gehad wat hulle opinies vir hom gegee het hoor. Kyk, goeie opinies. Verskeie opinies. Maar wat het hy gedoen? Hy het sy oë op God gerig gehad. Hy het single vision gehad, dove's eyes. Hy het hom nie gesteer aan die mense nie. En aan die einde van Job het God hom in veelvoud kom teruggee dit wat die vyand hom gesteel het. As julle gaan lees in Job 1, kom Satan na God en sê, kyk hoe goed gaan dit met Job. Ek sê nou vir jou, ek gaan hom destroy. Hy sê, jy kan maak wat jy wil, jy gaan nie sy lewe kry nie. En dit wat jy by hom gesteel het, sal ek sommer in elk geval vir hom in veelvoud kom teruggee. Samuel moes gehoorsaam wees. Sy ma moes gehoorsaam wees. Hanna het gesê, sy het gaan lê en huil in die tempel op haar aangesig voor God. Eli het gedink sy's dronk. Hoekom? Want Eli het op daai stadium was hy nie meer connected met die gees nie, want hy het goddelose seuns gehad. Hy het nie sy seuns volgens die wil van God groot gemaak nie. So toe Samuel wakker word en God roep vir hom, het Eli, as Eli in tune was met die gees van God, het hy dadelik vir Samuel kom gesê het, hoorie, dis God wat jou roep. Eers die derde keer, klik Eli. Dis God wat jou roep. Ons moet so connect wees met die Heilige Gees, dat as God met jou praat, dat jy dadelik weer is hy, en onmiddellik gehoorsaam wees. Dis wat Samuel ons geleer het. Maria, wat het Maria gedoen? Toe die engel aan haar verskyn, en hy sê, hoorie, is jy bereid om die Messias te dra? Toe sê sy onmiddellik, ek sal doen wat jy vir my vra om te doen. Onmiddellik. Onmiddellike, onverskrokke gehoorsaamheid. Dis waarvoor God ons roep. Noag, bou die ark. Gaan kyk hy fliek even not mighty. Nie vir jou imagine. Daai ark, dink ek het 'n hele paar jaar gevat. Het iemand gesê 100 jaar, 120 jaar. Imagine nou die opinie van mense terwyl jy 'n ark vir 120 jaar bou. Kyk, daar moes jy nou 'n fear of God gehad het. So ja, ek het van Esther gepraat. Ek het vir julle verduidelik van Daniel. Hy het nou nogal onderdruk, het hy vasgebyt. Daniel knew that praying to God could cost him everything. Yet, he continued to pray. He did not hide his faith. He did not compromise. He remained faithful. En weet julle, hierdie faithfulness is baie lank. Ek wil julle vertel van 'n keer wat ek ongehoorsaam was. Ons het 10 jaar vrouebediening gehad. Of 12 jaar, ek sê seker nie. Ons het elke donderdag aand vrouebediening gehad. En op 'n dag toe sê God vir my, jy's klaar. En ek dink, nee, dis my verbeelding. Maar onthou, dis 'n gedagte wat in jou gedagtes kom. En ek dink, ek hoor seker maar verkeerd. En so het ek nou maar, ek is baie dedicated as ek committed is, en so het ek nou maar vir 2 jaar aangehou. En in daai 2 jaar het ek met vrouens, nie almal nie,
vrouens het lelik begin raak met mekaar. Hulle het enmeshed geraak en het lelike goed uitgebroei. En agterna besef het, dat 2 jaar terug gehoor het is klaar, was dit klaar. En hy bly vir ons lief en hy journey met ons. En ek dink hy leer so vir ons om sy stem te hoor. Want jy klik dit na die tyd en kyk, dit was dan nou die Here, want en dis klein goedjies baie keer, as jy ry en jy voel maar jy moet links omgaan en jy gaan regs om en toe besef jy, ek moes links omgaan, dit was die stem van die Here. Hou net aan met daai gehoorsaamheidsding, daai trust your gut. Dit sal groei. Hou net aan, groei. Dis verhouding wat God van praat. We never stand alone when we stand for God. Daniel feared God more than men, and God stood with Daniel. Dis die belofte. So when you stand for God, you will never stand alone. Sê dit vir jouself. Want as ek staan vir God, sal hy, do not fear, for I am with you, sê hy, in Jesaja 41 vers 10. So begin doen, ons kan, Jesaja 43 vers 18, vergeet nou van die goed wat in die verlede gebeur. Jy kan absoluut niks daaraan doen, dit is nou verby. Maar doen nou, wat God van nou af vir jou sê om te doen reg. Doen die regte ding. Kies om die regte ding te doen, dis 'n keuse. Okay? Peter was afraid. Dis wat nog gebeur het. Petrus het die wonderwerke voor hom sien gebeur. Hy was lief vir Jesus. Hy het beloof, hy gaan faithful wees. Wat yet? Under pressure, wat het hy gedoen? Ek ken hom nie. Ek ken hom nie. Weet jy wie hy is nie? Vrees overcame hom. Hy het nie geweet dat God vir hom so lief is nie. Dus hy bang. But that was not the end of the story. Want God is 'n God van genade. So toe Jesus uit die dood het opstaan, toe sê hy vir Maria Magdalena, gaan sê vir my disippels dat ek opgestaan het. Maar in besonder vir Petrus. Ek gaan nie hom weggooi omdat hy 'n mens is wat foute maak. Ek gaan vir hom leer om getrou te wees en gehoorsaam te wees. En toe, wat gebeur toe met Petrus? Hulle sit by die see, die braaivleis. Petrus vra. Jesus vra vir Petrus. Petrus, agape jy my? En Petrus sê, ek voel jou. Agape jy my? En Petrus sê, ek voel jou. Want dis daai waar hy besef, my kan dit eie krag uit doen. Dis 'n humble pie. En Jesus vra vir hom, filia jy my? En hy sê, ek filia jy. En what's the end of the story? The end of the story was, dat Petrus het geagape. Hy is ons te boek geskruisig vir sy geloof. Hy het gegroei na the fear of God. Wat moet ons doen? We have to grow living fear of God. Ons gaan nie so kan begin nie. Ons groei so toe. Dis wat moet gebeur. Ons moet so toe groei. Agape is, sal jy bereid wees om vir my dood te gaan. Filia is broederlike liefde. Petrus besef, ek het broederlike liefde, maar ek is nog op die plek waar ek sal staan voor 'n vuurpeloton en bely dat ek U ken, en hulle kan my maar doodskiet. Maar Jesus het restore. Ekskuus, daar het ek dit nou gesê. Jesus restored Peter. Your past fear does not have to control your future. Jou verlede is nie jou toekoms nie. So Here, ek het al die foute gemaak wat ek kon gemaak het. Ek het 'n fear of man al my hele lewe lank gehad. Maar vandag kies ek nie. En môre kies ek nie. En elke keer wat jy fout maak, dan sê jy net, Here, vergewe my. Vergewe myself, vergewe ander mense, begin weer van voor af. Moenie laat die vyand jou gevange hou in jou verlede nie. Beweeg vorentoe. Jy kan elke dag kies om weer te begin. Jesus can strengthen your faith. So vir jou die krag gee. Want die krag wat Jesus uit die dood uit opstaan het, is die krag wat in jou wees. Stop living for applause. People's opinions kan verander. So wat gebeur? Dan lyk jy nou soos 'n verkleermannetjie op 'n smartie boksie.
People can praise you today and criticize you tomorrow. So jy kan nie kyk na mense. Daar's seisoene. Human approval is temporary. God's faithfulness is eternal. So live for the approval of God. Want onthou daar's seisoene van verhoudings. Mense gaan dood. Mense skuif, mense trek, mense beweeg. Ons kan nie vasklou aan mense nie. Want as jy, Jolita is nou in Israel. Jolita, as jy nou met haar wou vandag tee drink, jy gaan nie kan nie, want God het haar Israel toe gestuur. Sy is nou in Israel. Dis hoe dit goed werk. Jy kan nie aan mense vashou nie, want jy weet nie waar daai persoon môre moet wees nie. Jy moet beweeg wat God vir jou sê om te beweeg, beweeg jy. Know who you are. Jy moet weet, I'm a child of the Most High God. I'm accepted by God. I'm loved by God. I belong to God. I'm called by God. Gaan doen wat jy moet doen. En die wat saam gaan, gaan saam. En die wat bly, bly. Here gee vir my power, love and self-control. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Weet jy wat? Mense lack self-control. Staan op en doen wat jy moet doen. Hoe meer jy begin doen wat jy moet doen, hoe meer gaan jy dit kan doen. En jy raak fiks in dit. Fear of saying you cannot. Faith say God will strengthen you. Ons sal vir jou die krag gee om dit te doen. So listen to the voice of Jesus. The voice. Familie. Gaan nie noodwendig saamstem met die opdragte wat God vir jou sê om te doen. Vriende, society, criticism, rejection of the voice of God. My sheep will hear my voice. My sheep will obey my voice. Sê jy vir mense wat jy vir hulle wil sê, of wat jy dink ander mense vir hulle wil sê, of sê jy vir mense wat God deur jou vir mense wil sê? Dis 'n goeie vraag. Is ek besig om vir jou te sê wat God vir jou wil sê, of is ek besig om vir jou te sê wat ek vir jou wil sê? Moet asseblief nie vir my luister as ek vir jou sê wat ek vir jou wil sê. Ons sukkel almal met dit. Hoe lyk vryheid? Know who you are in Christ. Daar's 101 skrifgedeeltes in die Bybel oor jou identiteit in Christus. Spend time in God's presence. Want hoe meer jy opgepomp word met die teenwoordigheid van God, gaan jy met die teenwoordigheid van God buitentoe gaan. Ken die woord. Want as jy die woord ken en die vyand kom die met leuns, sommer net deur in jou kop of deur ander mense, gaan jy kan regsit met woord. Stop seeking everyone's approval. Choose obedience. Trust God with the consequences. Jy reks gehoorsaam, jy gaan die res maar uitsorteer. Sy was nog nie gebore nie, sy is 2005 gebore. In so 1 November. So dit was so 2003, 2004 daarom. Sê ek, Here, ek wil net begin om gehoorsaam te wees aan die stem. As daar 'n gedagte in my kop kom, dan wil ek gehoorsaam wees. En ons ry Kaap toe, en daar's 'n motorongeluk, en ek en Pieter stop, en ons help die mense, ons laai die baba in die kar, en dit is waar my journey begin het, om te begin om gehoorsaam te wees aan die stem van God se gedagtes. En dit het gegroei tot waar ek nou is. So who do you fear? Do you fear rejection more than disobedience, obedience? Do you fear criticism more than compromise? Do you fear losing people than losing intimacy with God? Hierdie is vrae wat ek nie vir jou die antwoorde wil gee nie. Hier is vrae wat ek wil hê jy moet vir jouself gaan vra en sê, Here, ek loop my pad. Ek kan nie jou pad vir jou loop. En elkeen van ons het 'n ander journey. En elkeen van ons is in 'n ander seisoen. En elke ou het 'n ander persoonlikheid. En elkeen het 'n ander calling en spiritual gifts en wat ook al. Jy moet doen wat jy moet doen. Want as jy gaan kyk in Galasiërs 1:10, for do I seek the approval of man or God? Dis God se woord. Or am I trying to please man? Because if I were still trying to please man, I would not be a bondservant of Christ. Dis woord. Romeine 12:2. Do not conform
to the pattern of this world, but transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. En weet jy wat, as mense nie met jou saamstem nie, het jy nie nodig om dit te beklei nie. Want onthou, watch where God is already working. And then you ask if you might tap in and how. Weet jy wat? Jy weet ook wat jy weet. Maar jy hoef nie noodwendig het vir iemand anders te sê nie. Want God moet nog aan daai persoon openbaar, tensy God vir jou sê om te sê. What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? What can anyone give in exchange for your soul? Your soul is eternal. Jesus is worth it all. For what does it profit a man if he gains the whole world, but he loses his soul? So, ons gaan sê, today I choose God. I will fear God. Dis die gebed wat jy vir jouself bid. I will trust God. I will obey God. I will follow Jesus. Dis 'n keuse wat ons self maak. En dis 'n keuse wat jy elke dag moet maak. Dis baie keer 'n keuse wat jy elke sekonde en 'n minuut en uur moet maak. Want ons is mens. En ons gaan nie fokus op wat ons gister gedoen het nie. Wat kies ons vandag? Ons kan niks doen aan gister. Ons kies vandag. En ons kies môre. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend en ons kom sê, Here, daar's baie kere al wat ek net almal wou tevrede hou. Lord, ek het 'n vrees gehad vir die opinie van mense. Maar Here, ek kom vanoggend en ek kies om ontzag te hê vir U. Om te begin om U meer te vertrou as die opinie van mense. Here, om duif visie te hê, met my oë gerig op U, Here. U is my alfa en omega, U is my begin en my einde, Here. Ek wil net sê, alles behoort aan U. Dit gaan net oor U. En help my net om onverskrokke gehoorsaam te wees, soos wat die disippels gegroei het om te wees. Help my om ontzag te hê vir U en nie vir mense nie. U is ons begin, U is ons einde. U is die alfa, U is die omega. U is wie U gesê het U is, die ek is. Kom ek is in elkeen van ons lewens. Ons loof en prys U naam. Amen. Is daar iemand wat iets beter of se dankie? Dit is weer so 'n boek, dankie.